God het vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, die enigste gebore seun, jou seun, wat jy vir jare nie kon kinders kry nie, vir omtrent jou hele lewe lank, kon jy nie kinders kry nie, jy is nie 20 nie, jy is nou 'n bietjie meer 90 se kant toe. Vat daai enigste seun wat jy voorgebid het, wat jou breakthrough is, so vat jou breakthrough, en dan gaan jy, en jy maak 'n brandoffer van jou seun, op die berge wat ek vir jou sal wys. Dit is wat God vir Abraham gesê het. Hy het hom op die proef gestel, en hy het vir hom gesê. So, hy het nie vir Abraham gesê, hou op drink nie, hy het nie vir Abraham gesê, gee jou huis verniet weg nie, skenk vir iemand R1000, gaan koop vir iemand wat koud kry, 'n broodjie nie, hou op jouself eers te stel, hy het nie gesê, hoorie so, submit onder jou man nie. God het vir Abraham gesê, die breakthrough wat jy al jou lewe lang wou gehad het, wat ek vir jou gegee het as the miracle child, go take that child en dan offer jy hom op vir my. En hy het hom op die proef gestel. En God het gesê, gaan doen dit, en Abraham het gesê, ja God, want U is my God. So hy het dit gedoen, en hy sou voortgaan daarmee. So stel God ons op die proef. So vir Abraham was hierdie gewees, wat was na die proef gewees? Wat was die deurbraak na dit? Nie net het hy sy enigste seun gekry nie, hy het generasies, die generasies na jou sal geseën word. Nie net jy nie, maar jy sal so geseën wees dat jy die generasies na jou nog meer seën. Soos jou descendants will fill the whole earth. So baie kinders gaan jy hê. So jy het gevra vir die een blommetjie, en God ruk die bosblomme uit. Maar dis die groot toets waar Abraham moes deurgaan om die groot breakthrough te kry, om die groot deurbraak te kry. So as jy wil gaan leer vir 'n chirurg-dokter, 'n hartdokter, daai toets gaan anders lyk as wat 'n gewone dokter se toets lyk. Daai gewone dokter se ure, se jare, se kostes om te gaan studeer, se harde werk wat jy moet insit, se volharding wat jy moet insit, gaan anders lyk teenoor die een wat studeer vir bemarking. Die lewe wat jy verander, gaan die impak kan maak, the few dat die hoeveelheid mense wat die chirurg is, die hoeveelheid mense wat daai tipe werk doen, is baie minder as die hoeveelheid mense wat die bemarking doen. So, die wat jy insit, waarvoor bid jy op die oomblik vir die Here? Waarvoor vertrou jy vir die Here? Hoe groot is die deurbraak wat moet kom? And how big is the offering? How big is the testing? So baie keer voel ons, Here, ek kan nie hierdie opoffer nie. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie hierdie doen nie, maar die Here sê all over die hele Bybel, Genesis 22 wat ons nou net gelees het, God het vir Abraham op die proef gestel. Jakobus lees ons, the testing of our faith develops perseverance. Psalm 66 vers 10, God tested us, sodat die goud kan uitkom. The genuineness of our faith. En 1 Petrus lees ons ook 1 vers 6. Wie ook, the testing of our faith. So, deur en deur word ons geloof getoets. Want baie keer sê ons, okay Here, so sê nou maar, okay, ek gaan nou op 'n dieet gaan. En vandag gaan dit goed. Ek het tot die naweek was ek by 'n restaurant gewees en ek het nie eens chips geëet nie, ek het net 'n slaaitjie vir my bestel en 'n glasie water. Woehoe, ek volhard en ek gaan deur. Ek submit wanneer dit moeilik is. Ek doen ek offer dit op. Maar so gaan dit aan en so 2-3 weke van verby, hier kom maandag. Hallo donut, ek sien vir jou. Ek gaan maar nou die donutjie eet. So baie keer sê ons, dit is wat ek wil doen. This is my goal, this is what I want to achieve. Ons sê vir die Here, but Lord, I believe in you. Ek glo in u. Maar God toets die opregtheid van ons hart. God toets hoe opreg is ons in wat ons sê, want dit beteken nie as ek het gesê dat dit waar is nie. Dit voel vir my waar en in my brein voel dit vir my waar, maar is dit regtig in my hart? God sê, ek is die potterbakker, jy is die klein. Hy gaan ons shape soos wat hy ons nodig het. In Jakobus lees ons dit, dat
1 Jakobus 3. As julle geloof die toets weerstaan, volhard. As jy dit weerstaan, dan kom die volharding daar uit. Dan, deur die volharding, kom daar geestelike rypheid uit. Deur dit, lewe jy dan 'n lewe sonder enige tekortkominge. So, ons word getoets, sodat ons kan volhard, sodat ons geestelik ryp kan raak, sodat God ons verander, ons kan shape. Maar dankie Vader, dankie Here for the suddenlies. Dankie Here dat hy 'n God is of the suddenlies. So hy ken ons harte. In Psalm 19 vers 10 lees ons, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. En ons wil. Baie keer is dit net 'n moeilike toets om te staan. 'n Moeilike toets, 'n moeilike seisoen, maar die Here sê my genade is genoeg vir jou. I will never leave you nor forsake you. Is elke dag saam met jou opnuut daar. So gister het ek dalk die downhandjie geëet, maar vanoggend kan ek weer die slaaitjie eet. Dis te koud vir slaai, eet maar 'n soppie. So, prys ek vir God vir my breakthrough. Dis waar die hart uitkom. Ons kondisie van ons hart. Prys ek hom vir die breakthrough? Prys ek hom because I want a lack of a storm? Or do I praise God in the storm? So prys ek die Here net omdat ek my breakthrough wil hê, of prys ek vir God omdat hy God is? Want dit gaan maklik wees om vir God te prys, omdat hy God is, as dit niks met my deurbrake te doen het nie. Dit het niks met my te doen nie. Hy bly God en hy bly worthy. He is worthy to be praised. In die storm, nie die storm, lack of storm, not a storm, maak nie saak nie. Ons prys vir God in die storm, want dit is hy wat almagtig is. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Hy is God en hy is goed. So ek kan hom prys. So as ek hom loof en prys in hierdie moeilike omstandighede in my lewe, in hierdie toets wat ek nou moet deurgaan, the perseverance, die volharding wat ek nou moet deurgaan, sê die Here in Efesiërs 6 vers 10. Put on the armor of God. Resist the devil and he will flee from you. Lees ons in Jakobus 4 vers 7. Resist him. Put on the armor of God. Equip yourself. The helmet of salvation. Glo dat God gesterf het vir al jou sondes. The breastplate of righteousness. Staan in reglyn met die woord van die Here. You are the righteousness of God. As die leuns inkom, sit op jou shield of faith en sê nee, ek glo, ek sit hierdie leuns teen met my geloof. The sword, the word, the spirit. Ek sien nie nou hierdie deurbraak nie, ek sien die storm, maar ek praat waarheid in hierdie storm in. Ek praat die waarheid en dit gaan die vrug dra. So God het vir ons die woord gegee om die duiwel teen te staan mee. Ekskuus tog, the belt of truth en the peace wat dan nou ons skoene is. So die Here equip jou met alles wat jy nodig het. Hy los jou nie alleen in hierdie storm nie. He is with you in the storm. But don't praise him because you just want the storm to end. Praise him because he is God. So my gebed vir jou is volhard in hierdie storm. Hou jou oë gefestig op God. Wat jou breakthrough is, die groot ding wat dalk so lank vat om voorskyn te gebeur, te birth, is dalk omdat dit 'n groot ding is. Generasies na jou gaan geseën word deur jou gehoorsaamheid. Deur Abraham se gehoorsaamheid pluk ek nog steeds wat Andreas die vrugte daarvan. Ons almal doen nog steeds deur sy gehoorsaamheid. So waar ook al jy voor staan, want jy staan vir God. Okay. Julle moet 'n geliefde, geseënde, warm dag hê. In die koue. Okay. Goodbye.